Baie welkom by die program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gas vanaand is Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, baie welkom uit jou of aan jou vanuit Lockston vanaand. Ja, goeienaand Pieter, dis lekker om met jou hiervan uit die Karoo, die Groot Karoo te gesels. 'n pragtige dag hier in die Karoo en lekker om oor al die nuus te praat. Nou dit is miskien lekker rustig daar waar jy nou is, Jaco, maar môre lyk dit vir my gaan die wiele afval blykbaar. Dis March wat 'n deadline of 'n spertyd geplaas het op onwettige immigrante om die land te verlaat wat die 30ste Junie is. March wat natuurlik begin is verlede jaar of althans in 2024 Maart deur Jacinta Ngubisi Zuma en dit is ook geaffilieer met Operasie Dudula en ook met die Patriotic Alliance wat glo dat die onwettige immigrante uit die land uit moet gaan. Ek meen hulle slagspreuk sê Maba Hambe, Hamba wat dan beteken loop of hulle moet loop. So Jaco, almal is nou half op hulle punt van hulle sitplekke. Dit is nou nie nuus wat die afgelope week gebeur het nie, maar ek dink dit is tog belangrik dat ons daaroor moet praat. Wat gebeur as die immigrante nou nie môre die land verlaat nie? Wat sê March gaan nou gebeur? Ja, kyk, jy het 'n lang opbou gehad en jy het eintlik in jou inleiding 'n baie goeie oorsig daarvan gegee, want March is eintlik maar 'n simptoom van dan, soos jy genoem het, eintlik iets wat voortspruit uit vorige organisasies. Projek Dudula kom al jare. En die anti-immigrante sentiment is natuurlik iets wat oor jare in Suid-Afrika opgebou het. Aan die een kant het ons 'n reuse probleem ontwikkel in Suid-Afrika met onwettige immigrasie, wat ook maar stelselmatig oor jare ontwikkel het en eintlik begin stoomroller het tot die punt waar ons nou is dat ons eintlik nie weet hoeveel onwettige immigrante is in Suid-Afrika nie, maar ons weet wel daar is baie. En dat dit 'n uitdaging is. 'n Land wat so baie onwettige immigrante het, gaan op een of ander tydstip daarmee uitgedaag word. Dis nie 'n unieke Suid-Afrikaanse probleem nie. Reg oor die wêreld sien ons dat in baie lande daar eenvoudig 'n ernstige teenreaksie teen onwettige immigrante begin ontstaan as dit by 'n sekere punt verbygaan. So dis die een ding wat ons gesien het. Daarmee saam natuurlik was al die tekens al die afgelope 2, 3, 4 jaar baie duidelik. Ons het seker al 10 jaar gelede xenofobiese aanvalle en so aan gehad, maar dit was baie geïsoleerd, baie spesifieke plekke. In sekere townships noord van Johannesburg dan was daar sulke insidente. Ek dink aan Diepsloot so 'n paar jaar gelede. Maar dit was waarskynlik maar 'n kwessie van tyd tot daar groter rondom dit georganiseer sou word. Met ander woorde, werklik waar 'n soort van beweging sou ontstaan rondom die anti-immigrante sentiment. Nou wat opvallend is natuurlik dat daar eintlik vir baie jare sedert 1994 'n sterk in die politieke stroming 'n sterk pro-Afrika immigrante sentiment was. Met ander woorde, daar moet 'n soort van Afrika solidariteit wees met mense uit die res van Afrika. En dit het ook verander. Nou, as jy kyk maar na die uitsprake van politieke leiers, jy het verwys na die Patriotic Alliance, ek dink maar aan Herman Mashaba van Action SA, wat die afgelope paar jaar ook homself begin uitspreek het oor immigrante en onwettige immigrante. En eintlik het die sentiment rondom onwettige immigrasie ook wesenlik in Suid-Afrika die laaste paar jaar verander. Tot by die punt waar ons dan nou gekom het, waar March ontstaan het, en waar daar nou werklik waar eise gestel is. Hierdie idee dat jy kan sê alle onwettige immigrante moet Suid-Afrika teen 30 Junie verlaat. Nou dit het nie gebeur nie. Wat ek wel vir jou kan sê, dit lyk of baie immigrante wel die land verlaat het. Ek het so in die afgelope paar dae gesels met van mense wat 'n besigheid bedryf tussen Pretoria en Kempton Park, wat vertel van Malawiese werkers wat terug is na Malawi. Ek het met 'n boer gepraat wat naby Bloemfontein boer, wat sê dat hy het immigrante op sy plaas gehad. Hulle het almal verlede week met busse teruggekeer na Zimbabwe, Mosambiek en Malawi, waar hulle vandaan afkomstig was. So daar was 'n groot beweging van onwettige immigrante, mense wat dus nie werkspermitte het nie, om terug te keer na hulle lande van herkoms, maar dit was natuurlik onmoontlik. Ons het dit gesien in die nuus ook met die berigte oor die tekorte aan busse en al die soort van dinge vir al hierdie mense om eenvoudig maar net terug te gaan. Om twee redes. Die een, baie van hulle wil nie teruggaan nie, die ander rede, logisties. Die logistiek was dit net onmoontlik. So
Daar is vanaand sekerlik in sekere dele van die lande vrees vir geweld môre, dat daar moontlike geweld kan ontstaan, veral in stedelike gebiede met 'n baie groot immigrante bevolking. En lyk my daar's pogings om mense te huisves, vir hulle veilige huisvesting te bied. En dan natuurlik is daar nou, wat ons ook in die nuus gesien het die afgelope paar dae, die groot poging deur die polisie en die weermag om te koördineer, om groot hoeveelhede polisie na brandpunte te ontplooi. Eintlik maar in die vrees dat môre se optogte in geweld kan ontaard. Kyk, die organiseerders het nou gesê nee, hulle sal geweld ontmoedig. Maar dis een ding om geweld te ontmoedig. Geweld is iets wat partykeer maar bloot uitbreek, wat maar net 'n punt bereik, die soort van energie in so 'n protesoptog wat kan lei tot geweld. So dit lyk of daar werklik ware poging is om die krisis te ontlont, maar daar is sekerlik nog 'n wesenlike risiko vir geweld. Ek wil eintlik sê oor die volgende paar dae en weke gaan daardie risiko vir geweld steeds teenwoordig wees. Jy het nou vlugtig aangeraak oor wat ander politieke partye dink oor die March to March en die immigrante krisis in Suid-Afrika, maar dit laat eintlik 'n bietjie van 'n krisis vir Julius Malema en sy party EFF. As mens kyk na hulle beleid, hy's 'n baie pro-Pan-Africanism of 'n Pan-Africanist, wat beteken die vryvloei van Afrikane reg oor ons landsgrense en vice versa. Nou met die verkiesing wat opkom, dink jy hierdie kan ook 'n knelpunt wees vir Julius om miskien ook sy standpunt te verander oor hierdie? Ja, dit is 'n uitdaging vir hom en selfs ander partye ook. Selfs die ANC sit hier in 'n moeilike posisie, want die vraag wat 'n mens moet vra is, wat is die openbare sentiment in Suid-Afrika? En my vermoede is dat die openbare sentiment in Suid-Afrika baie skerp teen onwettige immigrasie en eintlik immigrasie oor die algemeen geswaai het. So en dan veral natuurlik onder armer swart mense wat meeding vir werksgeleenthede, vir basiese dienste, behuising, mediese dienste. Ons het die krisis in die afgelope paar maande byvoorbeeld by staatshospitale gesien. In Johannesburg, ek dink byvoorbeeld by die insidente wat daar was by die Tembisa Hospitaal, waar Suid-Afrikaanse burgers sê, maar ons gaan eenvoudig nou die toegang blokkeer na hospitale en sê, jy kan nie meer immigrante uit Afrika van mediese dienste gebruik maak en daardeur die krisis vir ons laat verdiep nie. Nou dit is vir partye soos die EFF en dan ook die ANC en enkele ander natuurlik 'n groot uitdaging, want hulle staan almal op hierdie beginsel van pan-Afrikanisme, Afrika solidariteit, Ubuntu, al hierdie soort van kwessies dat daar moet die EFF het eintlik 'n amptelike beleid om te sê hulle is ten gunste van een Afrika staat, van 'n volledige Afrika integrasie binne 'n enkele Afrika staat. Nou dit weet ons gaan nooit gebeur nie. Ons weet wat die gevoel in ander Afrika lande daaroor is. Maar hulle is toenemend word hierdie partye deur hulle ondersteuners gedwing in die rigting om ook sterker standpunt in te neem teen onwettige immigrasie, ten gunste byvoorbeeld van die deportasie van immigrante, en ons het geluide daarvan vanuit die EFF begin hoor. Ons hoor al hoe meer geluide daarvan vanuit die ANC, en my gevoel is dat om jou vraag te antwoord, in aanloop tot die verkiesing later vanjaar gaan ons waarskynlik sien dat partye 'n baie harder standpunt oor immigrasie inneem. Byvoorbeeld baie populisties sê dat die grense beveilig moet word, dat daar nou skielik geld spandeer moet word op goeie grensbeveiliging. Hulle gaan waarskynlik die DA minister van binnelandse sake kritiseer oor immigrasie, toepassings, al die soort van dinge, maar daar gaan skielik dink ek 'n groot verandering by baie politieke partye wees om sterker standpunt in te neem teen onwettige immigrasie. Die werklikheid is dat veral onder swart Suid-Afrikaners daar 'n baie sterk gevoel is dat immigrasie buite beheer geraak het en dat dit vir mense nou 'n persoonlike las begin raak. Nou jy kom by 'n staatshospitaal, 'n openbare hospitaal en jy kan nie dienste kry nie omdat die gevoel is in elk geval, en dikwels is dit ook waar, is dit ook so dat hospitale aan geweldig baie buitelanders en dikwels dan onwettige immigrante dienste moet lewe. So ek dink hierdie partye het eintlik nie 'n keuse anders as om hulle beleid te verander nie. Ja, ek wil net laastens oor March to March kyk. Môre val nou in 'n publieke vakansiedag hier in Gauteng. Ek is nou nie 100% seker oor die ander provinsies nie. Maar dit laat 'n bietjie van 'n ander probleem, want ek bedoel nou is baie van hierdie jong tieners en ons weet maar hoe emosioneel
en energie kan hulle baie keer raak. Maar dink jy dit is 'n knelpunt, moet mense bekommerd wees môre in val die stede soos jy gesê het? Ek weet dat ek het nou eintlik gehoop ek kan met Kali Kriel praat, maar hy is ongelukkig nie beskikbaar nie en ook nie Jacques nie. Maar ek is seker dat AfriForum byvoorbeeld ook gebeurlikheidsplanne alreeds in plek het met hulle AfriForum buurtwagstelsels. Dink jy mense moet bekommerd wees môre? Mense moet voorsorg tref. Voorsorg is altyd beter as nasorg. Mense moet versigtig wees. Mense moet knelpunte vermy, sekere risikoareas vermy. Bly maar weg van sekere plekke af. Jy kan bly tuis môre. Ja, moenie die risiko neem nie. Ek is oortuig daarvan dat ons nie kan sê dat daar geen risiko is môre vir geweld nie. Eenvoudig bloot oor die vermoë van die polisie en die weermag. Ons weet wat het 'n paar jaar gelede gebeur, wanneer was dit 2021 met daardie opstande in KwaZulu-Natal wat uiteindelik ook na dele van Gauteng uitgebrei het, en die onvermoë van die polisie om dit hok te slaan. Nou die polisie is dink ek hierdie keer beter voorberei. Daar is 'n groter poging, daar is langer waarskuwingstyd gewees, maar dit beteken nie dat 'n reuse betoging ernstig in Johannesburg, aan die Oosrand, in Durban, in Kaapstad, Port Elizabeth, en so kan 'n mens 'n aantal ander knelpunte noem, dat dit nie in geweld kan ontaard nie. So 'n mens moet versigtig wees. Organisasies soos AfriForum doen geweldig baie met hulle buurtwagte, die gebruik van tegnologie, en dit is fantasties. Skakel daarbey in, praat met die mense by jou buurtwag, koördineer as jy ergens heen moet gaan, maak seker, moenie eenvoudig maar net dink môre gaan 'n normale dag in Suid-Afrika wees nie. Dit mag dalk redelik normaal wees, maar daar is steeds 'n wesenlike risiko vir sporadiese of dan nou geïsoleerde geweld in sekere gebiede, en ek dink nie daar is genoeg rede om vanaand dit uit te skakel nie, dat ons met selfvertroue kan sê daardie moontlikheid word uitgeskakel nie. So nee, mense moet maar eerder baie versigtig wees. Bly ingeskakel, net hierna gaan ons verder gesels, onder andere oor Keir Starmer, die eerste minister van Engeland wat bedank het. Ons gaan ook praat oor die nuus tussen Iran en die VSA se ooreenkoms en dan ook natuurlik oor Putin wat erken het dat sy land Rusland 'n bietjie van 'n oliekrisis en 'n petrolkrisis het op hierdie stadium. Bly ingeskakel. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktert resep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app. Welkom terug by ons aangesluit het. Ek is Pieter Kloete, my gas vanaand Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. En ons het net so voor die breek bietjie gesels oor March and March. Jaco, wat is die nuutste tussen die Iran en VSA se onderhandelinge? Is hulle nog aan? Wat gebeur daar? Ja, dit lyk tog of ons weer in die rigting beweeg, Pieter, van hervatting ten minste van die onderhandelinge van verlede week. Daar was daardie onderhandelinge in Lucerne in Switserland gewees, waar daar redelik vordering gemaak is. Die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance was daar gewees en toe het dit nou oorgegaan in 'n volgende fase wat hulle noem tegniese onderhandelinge. Met ander woorde, hulle het verskillende groepe wat met mekaar onderhandel oor verskillende kwessies. Die hantering van die seestraat van Hormuz, die kernprogram van Iran, die sanksies wat Amerika teen Iran ingestel het, spesifieke kwessies wat op 'n baie tegniese vlak oor onderhandel word. Dit het verlede week begin plaasvind en toe was daar nou donderdag daardie insident waar Iran geskiet het met 'n hommeltuig, aanvalshommeltuig op 'n olietankskip wat deur die seestraat van Hormuz beweeg het. Nou hierdie skip is van Singapore afkomstig en het met die toestemming van die regering van Oman, wat natuurlik nou die land is wat aan die suide van die seestraat van Hormuz geleë is, het hy 'n roete beweeg deur die seestraat van Hormuz, maar dan 'n alternatiewe roete. 'n Roete wat verder weg van Iran is, maar ook wel 'n erkende roete is wat deur die internasionale maritieme organisasie erken word. So dit het natuurlik toe nou 'n onmiddellike krisis geskep wat 'n rimpel-effek veroorsaak het, so 'n bietjie 'n domino-effek. Die Amerikaners het onmiddellik daarop gereageer. Amerika het natuurlik steeds 'n baie sterk
militêre teenwoordigheid in die Golfgebied en Amerika het toe nou getekende aanvalle uitgevoer op weermagteikens van Iran, van waar hulle sê daardie hommeltuig aanval plaasgevind het teen Saterdag en Sondag. Oor die naweek het ons toe nou gesien die aanvalle wat Iran uitgevoer het op Amerikaanse weermagbasisse in verskeie lande, veral Kuwait en Bahrein. Dit het natuurlik kommer laat toeneem dat 'n mens kan terugkeer amper na 'n volskaalse soort van konflik of 'n volskaalse soort van oorlog. Maar uiteindelik het Pakistan en Qatar 'n mediasieproses gehad oor die naweek, veral 'n Sondag, en toe nou teen vroeg vanoggend, maandagoggend het ons toe nou gehoor dat die partye eintlik basies dan terugkeer na die skietstilstand ooreenkoms, nie met hulle aanvalle sal voortgaan nie, dat die seestraat van Hormuz volledig oop sal wees en Amerika wat sê onderhandelinge gaan voort. Nou uit Iran kry jy verskillende boodskappe. Dis natuurlik altyd jou probleem ook met die Iranese. Daar is verskillende strominge daar, maar die gevoel is dat onderhandelinge sal voortgaan. Die onderhandelinge is veronderstel om môre in Qatar plaas te vind. Of dit môre sal gebeur, daaroor bestaan nog onsekerheid, maar ek dink daar's rede om te glo dat indien dit nie môre is nie, daar wel binne die volgende paar dae wel onderhandelinge tussen die twee lande sal plaasvind. Daar was vandag reeds ontvriesing van fondse van geld van Iran wat in bankrekeninge in Qatar bevries was. Die helfte van daardie fondse, $6 miljard, is aan Iran vandag beskikbaar gestel. So ek dink die Amerikaners kom op 'n groot opsig hulle kant dan nou van die ooreenkoms na om die sanksies te verlig wat hulle teen Iran ingestel het. Die groot vraagstuk is steeds die interpretasie van die memorandum van verstandhouding. Daardie memorandum van verstandhouding wat Amerika en Iran onderteken het, bepaal natuurlik dat die seestraat van Hormuz oopgestel moet word, en Amerika sê maar dit bepaal dat Iran en Oman saam beheer daaroor moet hê, en dit is my interpretasie ook, maar die Iranese voel dat hulle kan bepaal, en dit gaan natuurlik vir Iran absoluut daaroor dat hulle nie die hefboom wil verloor nie, daardie magsposisie wat hulle oor beskik om die seestraat, die beheer van die seestraat te gebruik wanneer dit vir hulle nodig is nie, soos wat hulle die afgelope 4 maande gedoen het. Dit is hulle sterkste wapen eintlik, in hulle wapenrusting is dit werklik waar hulle sterkste wapen om te dreig, om te sê, maar ons gaan die seestraat van Hormuz sluit met geweld, want dis hoe jy hom sluit. Jy begin skepe aan te val en dan hou skepe op om te probeer om deur die seestraat te beweeg. So ek dink ons is steeds besig in 'n geleidelike de-eskalasiefase. Daar gaan waarskynlik nog oor die volgende week of 2 of 3 insidente wees, daar gaan dreigemente wees, daar mag miskien 'n paar aanvalle plaasvind. Ek sien nie 'n scenario waar ons terugkeer na volwaardige oorlog en geweld nie, maar die hantering van die toekoms van die seestraat van Hormuz bly 'n groot probleem. Dit bly 'n groot uitdaging hoe dit in die toekoms bestuur gaan word, want die Iranese voel dat indien hulle nie volle beheer oor daardie seestraat het nie en hulle word sê nou maar oor 'n jaar of 2 weer deur Amerika aangeval, dan het hulle natuurlik daardie hefboom verloor. Dan kan hulle nie bloot maar net die seestraat maklik sluit nie, hulle kan probeer om dit te doen, maar hulle wil absoluut daardie beheer behou en ek dink dit gaan nog 'n moeilike uitdaging wees vir hulle om daaroor te onderhandel, maar die interessante politiek wat nou begin afspeel is natuurlik dat ek wil amper sê die wêreld aanbeweeg. So die wêreld en die globale ekonomie, maar ook die streek, die Midde-Ooste, die Golflande begin anders te dink, hulle begin anders op te tree, hulle dink anders oor veiligheid, oor energie, oor uitvoere van olie, gas, kunsmis, alles wat uit die Midde-Ooste kom. En ek dink dis byvoorbeeld die rede hoekom ons sien dat die olieprys bly daal. Die olieprys is nou vandag, wat presies 4 maande is nadat die oorlog uitgebreek het, is die olieprys laer as wat hy was voor die oorlog. En ek dink daardie tendens gaan voortduur. Ons gaan waarskynlik binne
binne enkele dae van nou sien dat die olieprys gaan daal onder $70 'n vat. Kunsmispryse het al dramaties gedaal, omtrent gehalveer van die hoogtepunt wat dit op 'n stadium bereik het. Dieselfde gebeur in Europa met vloeibare aardgas. Ek het met Europeërs gepraat wat sê die pryse het ook daar gedaal. So dis alles 'n goeie tendens en dit sê vir 'n mens dat daar is 'n ander sentiment wat nou 'n sentiment is eintlik wat gedryf word deur die oortuiging dat ons nie sal terugkeer na oorlog nie, maar dat hierdie geskille tussen Amerika en Iran op ander maniere opgelos sal word. Ja, dit is eintlik my ander vraag aan jou gewees is nou dat die ouens wat verhandel in kommoditeite het nog steeds 'n bietjie van 'n optimisme. Dit is ek dink die Brent crude nou teen so $70 per vat verhandel. En ek sien die Amerikaanse prys is ook nou af na so $3.78, wat amper 'n R5 of $1.50 geval het. En dit kan seker nie op 'n beter tyd kom vir Donald Trump nie, nê? Glad nie. Nee, absoluut. Kyk, ons is 4 maande voor die middeltermyn verkiesing. En dis natuurlik die aanbreek van die somervakansie nou in Amerika. So Amerikaners begin nou met vakansie te gaan. Kyk, eers komende naweek is dit natuurlik Independence Day. Dit is 'n groot dag in Amerika en dit is dikwels dan ook die datum waarop Amerikaners begin met vakansie gaan. Dikwels na die see. Mense reis ver, hulle ry ver met hulle motors. Hulle vlieg geweldig baie. Kyk, vir die volgende 2,5 maande vlieg Amerikaners baie ver afstande om te gaan vakansie hou in Florida of Californië of aan die kus in North of South Carolina, Georgia, baie ander plekke. Dit kan nie op 'n beter tyd kom nie, want Amerikaners is geweldig sensitief vir brandstofpryse. Hulle is geweldig sensitief vir vliegtuigkaartjiepryse. Ons weet dat brandstof was besonder hoog, so 2 maande of 'n maand gelede selfs nog in Amerika, soos jy nou genoem het, dit het wesentlik gedaal. Vliegtuigkaartjiepryse gaan waarskynlik ook binne die volgende 2-3 weke begin daal in Amerika. Dis die aanduidings wat ek kry vanuit die bedryf daar. Hulle het natuurlik 'n baie meer dinamiese prysstruktuur as wat ons hier in Suid-Afrika het. Nou, kyk, ons pryse word 1 keer 'n maand vasgemaak. Ons hele prysstruktuur lyk totaal en al anders. Dis baie gesentraliseer. In Amerika is dit totaal en al gedesentraliseer. Daar belastings is ook op brandstof is totaal gedesentraliseer. En jy kry in deelstate soos Texas en Oklahoma dat die brandstofprys nogals uitsonderlik laag die afgelope paar dae is. Dan is daar natuurlik plekke soos Kalifornië en so aan waar dit nog redelik hoog is, maar dis weens belasting. Maar ja, ek dink vir die Republikeine wat onder baie druk verkeer het, wat regtig waar begin steun verloor het, weens hoë brandstofpryse, kon hierdie nie op 'n beter tyd kom nie. Die werklikheid is Pieter, dat internasionale oliepryse, internasionale energiepryse word geweldig baie deur sentiment gedryf. En ek dink hier was baie mense se voorspellings totaal verkeerd. Jy weet, ek onthou nog, ek het al met mense gepraat 2 of 3 maande gelede wat geweldig van my verskil het toe ek gesê het dat die oomblik as die oorlog verby is, gaan oliepryse tuimel. En mense het gesê, en sommige ontleeders het gesê, nee, maar dit gaan 2 jaar vat voordat oliepryse daal. En ons het eintlik nou gesien, die oliepryse is reeds laer as wat dit was voor die oorlog. Dit kan nog verder daal, omdat die hoë pryse baie gedryf is deur sentiment. En wat ons gesien het, die wêreld het geweldig aanpasbaar geraak. Jy weet, ons is nie meer in die 1970s toe daar 'n oliekrisis ontstaan het in die wêreld en eintlik weens die rede dat 70% of wat van die wêreld se olie daar uit die Golfstreek gekom het nie. Die wêreld het totaal verander. Vandag kry ons olie uit Suid-Amerika, Noord-Amerika, die hele Weskus van Afrika. Daar is net so 'n groot aanbod. Daar kom olie uit so baie plekke. Daar's soveel alternatiewe roetes. Jy kan Saudi-Arabië kan olie uitvoer deur die Rooi See. Irak het nou begin om weer olie uit te voer deur pyplyne na Turkye. Die Verenigde Arabiese Emirate voer weer olie uit deur die See van Oman. En die markte verander. Dit het byvoorbeeld met kunsmis ook gebeur. Ek het dit vir baie boere wat met my gepraat het die afgelope paar weke. Ek het ook baie landbouverenigings toegespreek. Het ek gesê mense moet versigtig wees om te veel te koop op daai hoogtepunt toe kunsmis so duur was. En ons het nou gesien, kunsmispryse het baie afgekom want kunsmis uitvoere het weer begin toeneem. Dis moontlik om kunsmis om byvoorbeeld irium te kry, stikstof te kry vanuit
uit Saudi-Arabië, maar nie meer deur die seestraat van Hormuz nie, maar eerder deur die Rooi See. En daar's die wêreld het aangepas. Die wêreld kan dus gemaklik aanpas en daarom is ek steeds baie optimisties, Pieter, dat brandstofpryse gaan bly daal oor die volgende 2-3 maande. Kunsmispryse sal daal en op 'n goeie punt stabiliseer, dieselfde met gaspryse. Ek dink daar's baie meer rede om tans optimisties te wees as negatief of pessimisties. Kans is daar altyd vir 'n terugkeer na konflik en oorlog. Mens kan nooit daardie moontlikheid uitskakel nie, maar ek dink tans is dit 'n klein kans en indien dit dan die geval is, net om finaal jou vraag te beantwoord, dan is dit natuurlik goeie nuus vir die Republikeine en vir Trump in Amerika, want hulle gaan nou na hierdie somervakansie natuurlik in hulle volle verkiesingsveldtog in en ek dink nie jy wil in 'n verkiesingsveldtog betrokke raak as jy die skuld gegee word vir hoë brandstofpryse nie. Ek wil ook sommer stil staan by die 4de Julie, vier Amerika natuurlik hulle 250ste onafhanklikheidsjare en dit is letterlik hierdie naweek wat kom. So 'n goeie petrolprys en dieselprys en nou vier hulle nog iets ongelooflik, die 250. Dit help ook natuurlik met die sentiment onder die Amerikaanse verkiesing. Maar wat gebeur nou, wat kan die Amerikaners uitsien na op hierdie 250 jaar van onafhanklikheid feesvieringe? Ja, kyk, dit is altyd 'n groot dag in Amerika natuurlik met groot optogte in elke dorp en stad, vuurwerke, groot feeste, dis natuurlik in die middel van die somer. En vir jaar gaan dit ekstra groot wees. So jy het in al die Amerikaanse deelstate, dorpe en stede reuse onafhanklikheidsfeeste. En dis natuurlik 'n hoogtepunt van patriotisme. So dit is 'n oomblik van patriotisme in Amerika en as jy nou die Amerikaanse politieke partye met mekaar vergelyk, dan is die Republikeinse party natuurlik by uitstek die patriotiese party. Die Demokrate baie minder so, né? Interessant genoeg, daar is verlede week deur een van die bekende groot peilingsagentskappe in Amerika 'n peiling gedoen wat daarop dui dat 70% omtrent van Republikeine sê dat hulle die Amerikaanse vlag voor hulle huis gaan hang vir hierdie onafhanklikheidsdagvieringe. Republikeine is uiters patrioties en in die geval van Demokrate is dit minder as 'n derde. So Demokrate is baie minder patrioties. Dis dikwels immigrante wat vir die Demokratiese Party stem of mense met 'n immigrante agtergrond, baie minder 'n sin van patriotisme. Nou vir die Republikeine is hierdie en vir Donald Trump is hierdie 'n geweldige geleentheid want wat Trump tans moet probeer regkry is natuurlik om entoesiasme onder die Republikeinse Party te verhoog, politieke entoesiasme. Kyk, een van die risiko's vir Trump en die Republikeine is lae vlakke van entoesiasme in die middeltermynverkiesing. 'n Middeltermynverkiesing word gewen deur die party wat die meeste kiesers by die stembus kan kry. Die stempersentasie in 'n middeltermynverkiesing is maar omtrent 50%. Dis baie laer as in 'n nasionale verkiesing en die geleentheid vir die Demokrate die afgelope 2-3 maande was dat in al die peilings het Demokrate gesê teen 'n baie hoër persentasie dat hulle November gaan stem. So Demokrate is meer gemotiveer om te gaan stem, Republikeine is minder gemotiveerd om te gaan stem. En ek dink patriotisme is iets wat die Republikeine weer kan aktiveer, die kiesers wat in 2024 vir Trump gestem het, weer opgewonde kan maak en hulle dus kan motiveer om weer die Republikeine 'n meerderheid in die Amerikaanse Kongres te gee. So wat ons gaan sien is ons gaan in Washington ook 'n reuse fees sien, Trump wat 'n groot rol daarin gaan speel, 'n sentrale rol, reuse vuurwerk vertonings, musiekfeeste. Ja, absoluut 'n fees van Amerikaanse patriotisme en omdat dit natuurlik 250 jaar is, gaan daar baie gepraat word oor die beginsels van Amerika. Dit waarvoor Amerika staan, primêr vryheid. Amerika versinnebeeld die idee van vryheid. So daar gaan baie oor vryheid gepraat word. Dit wat Amerika reggekry het, demokrasie, hoe lyk dit in Amerika? Wat behels die Republikeinse gedagte, die Republikeinse idee in Amerika? Wat is die aard daarvan? En dan daarmee saam natuurlik, wat moet Amerika se rol in die toekoms wees? Nou daar dink ek sal baie sterk gedink en gepraat word oor Amerika se toekomstige rol in die wêreld. Dis iets wat in elk geval natuurlik die afgelope
weke baie gedebatteer is. So, ek dink dit is 'n interessante tyd. Dis 'n baie interessante tyd in Amerika, dis 'n interessante tydvak, dis 'n interessante moment hierdie 250 jaar van onafhanklikheid. Bly geskakel, ons is net hierna weer terug. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktertresep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app. Baie welkom by Fokus. Ons gas vanaand Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling. Jaco, om af te sluit, ons het nog so 10 minute. Wat is die nuutste met Keir Starmer van die Arbeidsparty wat bedank het? Ek weet die Arbeidsparty is nou tans besig om te kyk na 'n kandidaat om oor te vat, maar wat is die nuutste daar? Ja, Pieter, dit bly 'n verstommende situasie hoe die politiek eintlik ontrafel het in die Verenigde Koninkryk. Jy het in 2010 natuurlik 'n regeringswisseling gehad nadat daar vir meer as 'n dekade 'n Arbeidersparty regering was en Tony Blair natuurlik die bekende Arbeidersparty eerste minister wat vir 'n kort tydjie deur Gordon Brown opgevolg is en toe in 2010 David Cameron wat die konservatiewe party na 'n oorwinning gelei het. En daardie tydstip was die konservatiewe party in 'n baie sterk posisie gewees. Daar was natuurlik die groot dryf vir 'n referendum oor die uittrede, die moontlike uittrede van die Verenigde Koninkryk uit die Europese Unie. En Cameron wat uiteindelik met baie selfvertroue daardie referendum in 2016 uitgeroep het omdat hy gedink het 'n meerderheid van kiesers sal laat teenstem. Maar ons weet wat intussen gebeur het. Die Britte het met 'n meerderheid gestem ten gunste van Brexit. Hulle het uitgetree uit die Verenigde Koninkryk en dit het eintlik natuurlik geweldig ontwrigtend gewees. Want wat eintlik maar die kern van die probleem was dat die konservatiewe party intern nie kon ooreenkom hoe om hierdie uittrede uit die Europese Unie te implementeer nie. Daar was met ander woorde mense in die regering, in die Britse regering, in die konservatiewe party regering wat ten gunste was van 'n sogenaamde harde Brexit, 'n harde wegstap van die Europese Unie, volwaardige onafhanklikheid. Dan was daar mense wat gevoel het nee, ons moet daar redelik naby aan die Europese Unie beweeg. Ons moet baie sagkens wegstap van die EU. En uiteindelik kon die Europese of die konservatiewe party bedoel ek nie suksesvol daardie uittrede implementeer nie. Hulle kon nie voordeel daaruit put nie. Hulle kon dit nie omskep in ekonomiese voordeel met byvoorbeeld vryhandelsooreenkomste met Amerika en van jou ander groot moondhede nie. En dit het gelei en dit gesamentlik met die konflik toe in die konservatiewe party tot die een bedanking na die ander. En na David Cameron, Theresa May en wie almal nog wat jy daar gehad het, dit was eintlik chaoties geweest. Nou daardie chaos het toe gelei tot 'n verkiesingsnederlaag 2 jaar gelede vir die konservatiewe party. Die Arbeidersparty het daardie verkiesing gewen. Keir Starmer het oorgeneem en Starmer het die wêreld beloof vir die Verenigde Koninkryk en hy het in niks van dit geslaag nie. Die land is steeds in 'n groot krisis, ekonomie, staatsskuld neem toe, die ekonomie het grootliks gestagneer, hulle sukkel om regeringsdienste te finansier, hulle het 'n enorme probleem met massa-immigrasie, wat eintlik teruggespoor kan word na die konservatiewe party regering. Daar stroom meer as 1 miljoen mense jaarliks na die Verenigde Koninkryk, dit plaas druk op behuising, gesondheidsorg, soveel ander dinge. En Starmer het al die beloftes gemaak en kon dit eenvoudig nie nakom nie. En dit het natuurlik toe nou weer veroorsaak dat hy baie ongewild word en so ongewild dat sy party begin het om tussenverkiesings en munisipale verkiesings te verloor en dat hy toe nou deur sy eie kollegas gedwing is om te bedank. Nou ja, hy het bedank, die Arbeidersparty moet 'n nuwe leier aanwys. Dit beteken dat daar eintlik binnekort, miskien al volgende maand,
op die laatste teen Augustus 'n nuwe Britse eerste minister gaan wees. Die probleem, en ek wil maar vir jou eerlik sê Pieter, ek dink nie 'n nuwe persoon is die oplossing nie. Die Verenigde Koninkryk het 'n nuwe rigting nodig. Hy het 'n nuwe rigting nodig rondom immigrasiebeleid, rondom ekonomiese beleid, rondom belasting, rondom 'n hele klomp kwessies. En daarvoor het jy eintlik 'n verkiesing nodig, want jy maak 'n groot beleidsverandering deur 'n verkiesing. En die Britse kiesers moet eintlik besluit die rigting waarin hulle die land wil stuur. Maar ja, ek dink sedert Brittanje se uittrede uit die Europese Unie het dit nog net sleg gegaan met hulle. Het hulle nog nooit regtig 'n behoorlike nuwe rigting kon inslaan en kon vind nie. En is dit nou maar 'n land met baie probleme, baie uitdagings en baie ongelukkigheid. Ek wil dit tog vir jou sê, interessant as jy met die meeste Britte praat, is hulle kwaad. Hulle is ongelukkig, hulle voel hulle land gaan in die verkeerde rigting, hulle voel alles loop verkeerd. So daar's 'n verskriklike politieke onvergenoegdheid onder die Britse bevolking en dit maak dit natuurlik dan vir enige regering baie moeilik om uiteindelik bloot maar net 'n eerste minister te vervang en te dink dan jy gaan die probleme wat jy het oplos. So gepraat van hoofpyne as dit kom by politieke partye. In Rusland het Putin so 'n bietjie van 'n kopseer, want hy het nou vir die eerste keer erken dat daar wel brandstoftekorte is in Rusland en volgens foto's op verskeie webblaaie wat wys dat Russe letterlik tou staan vir petrol en diesel. En dit is weens Oekraïne se baie suksesvolle hommeltuig aanvalle op raffinaderye. Wat is die nuutste in Oekraïne en Rusland se oorlog, Jaco? Ja, jy is heeltemal reg, Pieter. Ons het oor die naweek weer gesien dat Oekraïne met aanvalshommeltuie suksesvolle aanvalle op 'n raffinaderry uitgevoer het. Dis 2 weke na 'n aanval op 'n reuse raffinaderry by net so 10-15 km suidoos van Moskou. En hierdie aanvalle kom nou al 'n hele tydjie aan. So die probleem is dat Rusland het reuse uitdagings met sy energie-infrastruktuur. Dis raffinaderye wat aangeval word, pyplyne, groot brandstofstoorruimtes vanuit die Krimskiereiland tot in verskeie dele van die weste van Rusland en dit het nou gelei tot brandstoftekorte. So daar is wesenlike tekorte aan brandstof. Wat Vladimir Putin en sy regering tans doen is om voorrang te gee aan jou stedelike elite. So in plekke soos Moskou en St. Petersburg en jou ryker kusgebiede rondom die Swartsee, is daar geen brandstoftekorte nie. Daar voorsien hulle meestal brandstof. En as jy dan na die armer dele beweeg, veral na die ooste van Rusland, is daar groot brandstoftekorte. Daar's tekorte aan olie en gas. En dit begin natuurlik groot ongelukkigheid te skep. Kyk, Rusland verkeer in 'n wesenlike krisis. Die oorlog in Oekraïne het die land se ekonomie oorverhit, want die ekonomie is omskep in 'n oorlogsekonomie wat daarop gefokus is om wapens te vervaardig en om die oorlog te finansier en aan die gang te hou. En dit het natuurlik gelei tot probleme met inflasie, rentekoerse wat toe dramaties verhoog is. En nou is die waarskuwings daar. Die hoof van die Reservebank in Rusland, verskeie van Putin se eie finansiële raadgewers waarsku hom en sê maar hier kom wesenlike ekonomiese probleme. Die begrotingstekort is enorm. Rusland se ekonomie sukkel. Dis 'n verouderde ekonomie. Hulle tekort aan tegnologie wat hulle weens sanksies nie meer kan invoer nie. Daar is te veel mense wat in die oorlogsekonomie is. Wat met ander woorde of veg in die oorlog of op een of ander manier in die pyplyn van die oorlog vasgekeer is en nie met ander woorde by produksie betrokke kan wees nie. Rusland het vir 'n kort tydjie voordeel getrek uit die Iran-oorlog weens brandstof uitvoere teen hoër pryse, maar dit is nou ook verby en Amerika het ook nou weer strenger sanksies teen Rusland ingestel. So ek dink Putin verkeer onder baie druk. Wat ons moet dophou is of 'n mens enigsins kan sien dat daar krake in die Kremlin begin bestaan. Daar is geloofwaardige beweringe uit Rusland dat daar spanning is tussen Putin en ander mense in sy regering. En natuurlik weet ons uit die geskiedenis van Rusland wat gebeur met sulke Russiese staatshoofde wanneer hulle hand oorspeel.
dit ontstaan, dit lei tot 'n breuk. Soms word mense tereggestel of vergiftig of doodgemaak. Dit het baie in Rusland se geskiedenis gebeur. Ek wil glad nie voorspel dis wat met Putin gaan gebeur nie, maar ek dink Vladimir Putin in sy persoon verkeer tans onder geweldige druk om hierdie situasie te ontlont op 'n manier waar hy nie as die verloorder uittreë nie, waar dit nie lyk of hy die verloorder is nie. Hoe hy dit gaan doen, is ek nie heeltemal seker nie. Ek dink hy het eintlik verlede jaar 'n kans gehad toe president Donald Trump van Amerika eintlik vir hom 'n lewenslyn gegee het en gesê het, gaan met my 'n onderhandelde skikking aan. Putin het op daardie tydstip dit weggewys. Daardeur het hy natuurlik ook die simpatie van Trump verloor en nou is hy in 'n baie moeilike posisie om uiteindelik 'n einde te bring aan hierdie oorlog. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Jaco, baie dankie vir jou tyd daarvan uit Loxton in die dit is Weskaap of Noord-Kaap, Loxton, ek kan nie onthou. Dis nog net in die Noord-Kaap, jy ry so eentjie vandaan op pad by Fort West toe en dan is mens in die Weskaap. Dis eintlik die Hardemans Karoo hierdie streek, 'n baie mooi streek hier in die Karoo hier rondom Loxton. En as ek reg is, julle kry ook 'n koue front, ek dink van môre af nie, ek dink met Urania wat amper tot -2 of -3 gaan daal. Ja, die Karoo gaan baie koud word. Kyk, hier's 'n koue front wat uit die Weskaap uitkom en ek hoor daar gaan dele van die Noord-Kaap en die Oos-Kaap self sneeu ook kry. So nee, hy's lekker koue op pad, maar nou ja, dis die tyd van die jaar wat Suid-Afrika natuurlik bietjie kouer moet begin raak. So ons sal maar sien of die koue tot daar by julle in Pretoria beweeg. Dis Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Kyk gerus na hierdie potsending môre op ons YouTube kanaal en natuurlik op alle potsending platforms. Tot volgende week. Hier is 'n eenvoudige, tradisionele melktert resep wat perfek gaan werk vir jou ouma se verjaarsdag. Meel, melk, botter, bak, roer. Volg hierdie metode en alles gaan perfek uitwerk vir vandag. Dankie klets. Dis asof my ouma saam in die kombuis is. Kaneel is uit opsioneel. Nee, ek dink jy's opsioneel. Waar begin ek? Van projekplanne, navorsing vir skooltake tot nostalgiese resepte. Klets veilig saam op die Solidariteit app.